lekker om hier saam met julle te wees. En soos julle sien, laat die tegnologie my alweer vinnig ronddak met die dinge skief. Ek arm net die ouens hier op Facebook reguit kry. Môre aan die Facebook mense ook. Ons het alweer baklei met die tegnologie, maar ek loop daar en nou. Maar ja, welkom vir almal, al die ander wat fisies hier is, lewende lywe, dan net so welkom vir die mense daar. Net so 'n paar afkondigings. Hierdie week is daar Dinsdag aan 7:00 Bybelstudie at St. Margie and Verity's House. Woensdag aand 6:00 is by Johan en Christa Koch Bybelstudie. Die Amatola Heilig Bybelstudie het klaargemaak vir die kwartaal en ons sal weer begin op die 6de April na die kwartaal met die Amatola Heilig, na die vakansie en die Amatola Heilig Bybelstudies. Dan lief en leed, dink asseblief aan Ian Andrews, hy het sy suster verloor hierdie week, die begrafnis was gister, so ja, please think of them and keep him in your prayers. Dan het aan die Hester Botha haar pols gebreek, sy het 'n operasie gehad, donderdag, maar sy is alweer by die huis. Ek dink nie hulle kon uit moet daar in die hospitaal nie, sy het lekker harde pasiënts. Maar ja, ek is baie bly dat sy weer by die huis is, want dit beteken die operasie het goed gegaan en alles het goed geloop en ons vertrou dat haar herstel ook net so goed sal wees. Dan dink ons maar nog steeds aan die oorlog in die Oekraïne met alles wat daar aangaan. Ian se dogter is nog in Lviv daar in die weste en ja, julle seker op die nuus gesien het, daar was 'n vuurpylaanval, missielaanval baie naby aan daai stad hierdie week gewees. Ek self het 'n vriend wat sy seun en dogter sukkel om die skoonma in die land uit te kry. Hy is getroud met die Oekraïense meisies, so dit is groot moeilikheid reg rondom vir almal. Dan het ons 'n lang lys verjaarsdae. Vandag se datum is die 20ste is, dan verjaar Brenda Swarts is vandag van die stad Presby. Môre verjaar Hanlie Ras en Debbie Greiling. Die 22ste is Dinsdag vir verjaar Clarissa Andrews. Die 24ste is daar die tweeling Marius en Mornay Julian, en Marius is in Rusland op hierdie stadium, hy werk daar. Die 25ste is Ryan Phelan en die 26ste volgende Saterdag is Luan Fourie. So is 'n baie lang lys verjaarsdae. Baie geluk aan almal and trust that it will be a good year for everyone. Goed, dis nou my baie praat klaar. Kom ons raak rustig en ons gaan vra vir ons, hoekom is ons hier? Dan kry ek net so ietsie snaaks sê vanmôre. Ek het hierdie al Vrydag voorberei, gister klaar gemaak en vanoggend ons in die bed lê en rustig is voor ons nog opstaan vir die dag. Toe sê Rina vir my, luister hier my dagstukkie vir die dag, my teks vir die dag. En toe sit ook uit Jesaja 55. Ek het jou niks toe gesê, maar dit het my nogal getref dat hierdie teks ook jou teks vir die dag is. En dis ons teks om hierdie dag mee te begin. Jesaja 55. Kom, almal wat dors is, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Dis die uitnodiging van die Here. Sy arms is oop vir ons almal. Hy wil ons almal by hom hê. En ook so is ons uitgenooi vanoggend om saam met hom hier te wees. En dit gaan nie oor geld nie, dit gaan nie oor mense nie, dit gaan nie eers oor 'n plek nie. Dit gaan daaroor om saam as gelowiges in sy teenwoordigheid te wees. Waarin hy ons uitgenooi het en waar hy met ons almal wil praat. Daarom groet ek julle met hierdie woorde: genade en vrede vir u van God ons Vader. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Genade en liefde vir jou vanmôre, genade en vrede vanmôre vir jou van die Seun. Hy het ons skuld gedra. Genade en vrede vir jou van die Heilige Gees. Hy maak ons nuut. Amen. Kom ons staan op en ons sing weer lekker hartlik saam en ons sing 'n
'n loflied uit die vlambundel van die NG Kerk, en dit is Soms wil ek net jubel. Kom ons staan op, en I've been told to translate some of the funny Afrikaans words, but I think I must translate jubel for the Afrikaans people as well. Maar jubel beteken net om, as someone so said, make a joyful noise, to be really happy. Teks vanmôre kom ook uit Jesaja 55, dis vers 6 tot 8. Dat ons onsself ondersoek met hierdie woorde. Soek die Here terwyl hy hom laat vind. Roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer sodat hy hom genadig kan wees en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Kom ons raak 'n oomblik stil, en dan kan ons net so bly sit, agter 'n geloofsbelijdenis speel, en dan sing ons dit saam, as ons antwoord op hierdie woorde. Kom ons raak net eers 'n oomblik stil.
net laat vind nie, maar wat vir ons opsoek, vir ons wil toevou in die arms. Hier is die een wat ook nou met ons wil praat. Wil nie vanmôre in die woord, vir elke een van ons duidelik maak, wil nie vir ons help, dat ons u stem kan hoor. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Dit is vanmôre een van die moeiliker gedeeltes vir my in die Bybel, en dit is die verhaal van die vrugteboom, die vyeboom wat nie vrug wou dra nie. Dis Lukas 13, vers 1 tot 9, en soos gewoonlik, die Engels staan net langs die Afrikaans, so jy volg maar watter kant jy wil. Van vers 1 in Lukas 13. Juis in daardie tyd was daar mense teenwoordig wat hom vertel het van die Galileërs, wie se bloed Pilatus met die van hulle offerdiere gemeng het. Hy het hulle geantwoord en gesê, dink julle daardie Galileërs was groter sondaars as al die ander Galileërs, omdat hulle hierdie dinge gelei het? Beslis nie, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle geval het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die inwoners van Jerusalem? Beslis nie, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Hy het toe die volgende gelykenis vertel. Iemand het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Hy het vrugte daaraan gaan soek en niks gevind nie. Toe het hy vir die tuinier gesê, kyk, dis al 3 jaar wat ek vrugte aan hierdie vyeboom kom soek en niks kry nie. Kaptein, waarom moet hy die grond langer uitput? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat dit nog hierdie jaar staan, totdat ek rondom gespit en mis gegee het. En as dit dan volgende jaar vrugte dra, goed. Maar as dit nie gebeur nie, kan jy dit uitkap. So dis net tot sover. Reg hierdie wêreld is dit lydingstyd, lent. Dis 'n tyd van bietjie nadink oor jouself. Dis 'n tyd van smag en soek na 'n einde van swaar kry. Dis 'n tyd vir 'n nuwe begin. Dis 'n tyd waarin daar mense verwagting het vir uitkoms, vir redding. Nou hier in die suidelike halfrond is die lydingstyd nogal halftekenend. Want dis herfsttyd by ons. Die noordelike halfrond is dit nou lentetyd, maar hier by ons is dit herfsttyd. Herfsttyd wat ons hier na die winter toe vat. En wintertye is ook baie maal stil word tye. Dis baie maal tye wat 'n mens bietjie nie dink, bietjie selfondersoek doen, bietjie hopelik nader aan God beweeg, om op nuut betekenis te vind in dit wat Jesus vir ons gedoen het. Nou, wat se betekenis het 'n vyeboom wat nie vrugte dra nie vir ons in lydingstyd? Hoekom kry mens die twee goed by mekaar? Ek wil dit by mekaar bring deur eers dit 'n bietjie te gaan aanhaal, 'n storie te vertel. So elke nou en dan kry ek iemand wat vir my bykom en sê maar, ja, nou nie, jy moet dan 'n bietjie meer oor hierdie sonde preek of oor daai sonde. Jy moet ons 'n bietjie meer sê. Gewoonlik, as jy nou so 'n bietjie invra en uitvra en 'n bietjie dink oor wat die persoon gesê het, gaan dit nie daaroor dat die persoon bekommerd is oor 'n sonde in sy eie lewe nie. Ja, hy sien eintlik iets anders dan iemand anders te raak en hy wil graag hê Dominee moet vir daai persoon aanvang. Nie vir my nie, asseblief, ek is mos nou mooi oulik. Want daai ene moet raak gesien word en moet so slaggie van die kansel af aangevat word. By die ou Afrikaanse skrywer sê jy Langehoven het op 'n stadium geskryf, ons is almal ywerig vir die verbetering van ons naaste. Ons wil baie graag hê ander mense moet reg gesien word.
Ons hou nie daarvan om self reg gesien te word nie. En hierdie gevoel is nie uniek nie. Ons sien iets daarvan in hierdie teksgedeelte. Hierdie twee vreemde verwysinge van die Galileërs wat sy bloed vermeng is met hulle offerdiere en die toring van Siloam wat geval het op 18 mense. Dit is verwysinge na twee tragiese gebeure. Nie Pilatus, en dis ook uit die Pilatus wat ons ken uit die Bybel, die gouverneur daar van die Romeinse provinsie waar onder Israel geval het, Palestina geval het, hy was nie 'n baie oulike ou nie. Hy was glad nie 'n gawe seun. Jy sal hom nie oorgroei vir jou braai nie. Hy was maar 'n harde gouverneur gewees. En hierdie verwysing na die Galileërs wat sy bloed met hulle offerdiere vermeng is 'n verwysing na 'n keer wat hy doodgewoon sy soldate ingestuur het waar 'n klomp Galileërs besig was om tot die Here te bid en te offer. En hy het hulle net daar dood laat maak. En hy het hulle gesien as een of ander opstandelinge of wat ook al. En die toring van Siloam, dit was in daai jare so 'n klein gebeurtenis dat die Joodse geskiedskrywer Josefus nie eers geskryf het daaroor nie. So, al wat ons weet is wat hier staan. Die woester het die ouens by 'n toring gewees, dalk was hulle besig om hom te bou, en die ingenieur het so 'n bietjie sy werk nie reg gedoen nie. Fondamente was nie reg nie, weet nie wat nie. Toe val hierdie ding op mekaar en 18 mense is dood. En Jesus gebruik hierdie twee tragiese gebeure om vir hierdie ouens wat dink hulle is eintlik 'n bietjie beter as die ander, om vir hulle te sê, maar julle is niks beter as die ouens wat daar doodgemaak is, of die ouens op wie hierdie toring ingeval het nie. Moenie dink dit gebeur, hierdie tragiese goed gebeur net met slegte mense nie. Elke een van ons moet homself ondersoek en nie vir ander mense of na ander mense kyk nie. En dan sê hy vir hulle, as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle almal omkom. En daar is nou al baie bespiegel oor wat hierdie woorde beteken. En dit kan wees omdat die klomp Jode 'n militêre Messias verwag, iemand wat sou kom en die Romeine uit die land uitjaag, dat Jesus so half bedek vir hulle gesê, moenie in 'n opstand kom teen die Romeine nie. Hulle gaan vir julle platvee. En ons weet, hy het 'n paar maal baie meer direk sulke waarskuwings gerig. In 70 na Christus, toe die klomp Israeliete nie wou luister nie, toe het die Romeine die tempel, die stad, die land platgevee. Sien, ons is gemaklik om sondes in ander mense se lewens raak te sien. Ons is gemaklik om ander mense te veroordeel, om ander mense dalk selfs af te skryf. Lang en ywerig vir die verbetering van ander. Want ek is mos eintlik okay. Ek hoef nie verbeter te word nie. Nou vertel Jesus hierdie gelykenis. Hoe moet op 'n goeie plek staan? Hy staan in die wingerd. So hy sou water gekry het. Hy het nie vrugte gedra nie. Die eienaar kla hier en sê, ek kom al 3 jaar lank soek vir vrugte aan hierdie boom. Wat volgens die Joodse gebruike beteken dat die boom moes nou omtrent 6 jaar minimum oud gewees het. Want daar was 'n Joodse reëling, of die rabbies gemaak het, met maar die Joodse wet, vir die eerste 3 jaar van enige vrugteboom of ding wat vrug dra, mag jy nie van sy vrugte eet nie. So jy het eers van die 4de jaar af begin vrugte pluk. So as hierdie ou nou al vir 3 jaar vrugte soek by hierdie boom, dan staan hierdie vyeboom nou al vir 6 jaar. Kry water, word saam met die wingerd bewerk, maar daar gebeur niks. En hy sê, kap uit. En die tuinier, wat toesig het oor die wingerd, wat toesig het oor die boom, sê asseblief, nie nou nie, gee hom nog 'n kans, miskien verras hierdie boom ons, miskien gebeur hier nog iets, dan kan ons nog lekker vrugte van hierdie boom af
plant. Dan met hierdie gelykenis kom skuif Jesus ons fokus. Skuif ons fokus weg van die ander mense, daai Galileërs en die ouens daar by Sodom, die ander sondaars, en hy skuif dit terug na ons. En hy kom plaas ons eintlik daar, in die plek van die vyeboom. Want reg deur die Ou Testament en in die Nuwe Testament, is die vyeboom die simbool van die kerk, van die gelowiges. Die Ou Testament natuurlik die volk Israel, en die Nuwe Testament die kerk van Jesus. En dit is by ons, die kerk, die gelowiges, waar die eienaar kom vrug te soek, waar die eienaar kom kyk, gebeur hier al iets. So in plaas daarvan om bekommerd te wees oor ander ouens wat tragies doodgegaan het in hierdie geval, en te vra wat was hulle sonde, draai Jesus hier op sy kop. En hy kom vra, wat se vrugte is by my? Interessant, hoe positief Jesus altyd na alles kyk. Hy kom vra nie wat is my sondes nie. Hy kom vra wat se vrugte is by my. Wat positief dra ek by? Is daar vrug in my lewe? En dis nogal 'n moeilike een. Ek nou vanoggend vir julle sê, vergeet nou maar oorlog en misdaad en hijackings en wat ook al, korrupsie. Vergeet al daai vir 'n oomblik. Plaas jouself in die plek van hierdie vyeboom met God wat 'n draai kom stap. Kom vra, is hier al ooit vrugte? Soos ek julle so kyk, en ek ken daarom 'n groot gros van julle redelik, baie van ons al vir baie jare gelowiges, al vir baie jare Christene, langer 3 jaar, of 6 jaar, en dan kom vra die Vader, is daar ooit vrugte? Maar voordat ons uitgeskoffel word, of die lote gesnoei word, soos die ander voorbeeld is wat Jesus van tyd op 'n plek gebruik, kom sê die tuinier, wat duidelik in hierdie gelykenis, Jesus self sê, gee my nog 'n kans. Ek gaan nog 'n bietjie meer insit in hierdie persoon se lewe. Ek gaan nog 'n bietjie meer moeite doen. Ek gaan nog 'n bietjie meer hierdie een help om vrugte te dra. Want die tuinier verwag nie. Hy verwag nie van die boom om vrugte te dra in 'n woestyn nie. Jesus doen moeite in ons lewens. Hy praat met ons, hy werk met ons, hy val ons toe in sy arms as ons hartseer is. Hy los ons nie daar op 'n kliprytjie en sê, kom ons kyk of jy gaan regkom. Hy sit in, bemes, skoffel, al die goed wat hier vir 'n vyeboom as 'n metafoor gepraat word. Hy gee vir ons deur sy Heilige Gees in oorvloed, insig, liefde. Dan sê hy maar, alles wat ek in jou lewe insit, sien ek vrug daarvan. En nou, ja, kom ek sê wat ek wil sê, miskien trap ek op my toon of twee, maar kom ek trap nou maar op my hart, as ek wil trap volgende. Baie van ons sien vrugte net as, ek het mense tot bekering gebring. Ek ken sulke ouens, ek noem hulle sommer kopvertellers. Weet, hulle glo, wat hulle insit, wat hulle input in 'n persoon se lewe, bring mense tot bekering. Die Bybel wys vir my net, ek en jy, moet Jesus se lig laat skyn. Dis die Heilige Gees wat oortuig, dis hy wat tot bekering bring, dis die Heilige Gees wat laat groei, dis Jesus wat bly staan, laat leef. Wat is my en jou werk dan? Wat is die vrugte dan, wat ek en jy moet dra?
daarso skryf Paulus is vir my baie mooi. Hy sê, dat die gesindheid wat in Jesus Christus is, in ons lewens na vore kom. Ons vrug wat ons dra, is die lig van Jesus, wat ons dra in 'n donker, moeilike, die mekaar wêreld. Dis die vrug wat ek en jy dra. As ander mense sê, hier's nie meer hoop nie. Alles is is 'n plaatgeval. As die vrug wat ek en jy as gelowiges dra, om te sê, maar God het nog nie opgegee nie. Jesus spit nog, bemes nog, is nog besig om te werk aan ons en aan ander se lewens. Die vrugte wat ons dra. Soms is dit maklik om te sien. Dis daai omgee vir iemand wat honger is, of wat hartseer is, of wat pyn het, of wat iemand verloor het. Of dis doodgewoon om die lig van Jesus Christus te laat skyn as ander negatief is oor mense, situasies, wat ook al. Wat ook al God se roeping vandag in jou lewe en my lewe is, oor die vrug wat ons moet dra. Een ding wat waar is hy verwag vrug van ons. 'n Ander ding wat waar is hy los ons nie alleen nie. Hy is die hele tyd besig nou om te spit, basies uit te trek, te bemes, om te versorg. As ek en jy huis toe gaan vandag, al wat hy vra is, in my interaksie met ander mense, my familie, dalk by die winkel, dra vrug, die manier, dat ek sy liefde oor ander oordra. Dat ek het leef, die manier, dat ek sy lig laat skyn, oor ons maak. Amen. Kom ons buig in hoofde in gebed. Here, dit is moeilik. Dit is moeilik om altyd daaraan te dink dat ons leef vir U. As ons hier meer verloor, as ons moeg is, as ons dalk sommer net ongeduldig is met die ou wat nou weer vir my, voor my is, ek het nie lus is om te sien, as dit moeilik om vrug te dra. Ons kom bely dit vanmôre. Ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. Slegs deur U en in U kan ons die vrug dra wat vir U tot eer is. Die vrug van in U voetspore staan. Die vrug van U gesindheid wys teenoor almal rondom ons, gelowig en nie gelowig. Die vrug van om selfs in liefde op te tree. As ons net haar terugkry. En Here, onmiddellik moet ons sê, ons kan dit nie in onsself doen. Slegs deur U genade, hierdie Gees wat ons die krag gee, kan ons hierdie vrugte dra. Maar dankie dat U vir ons so vertrou, dat U vir ons sê, maar ons kan daardie vrugte dra. U sal ons help om dit te dra. Ja, Heer, U liefde, so ongelooflik, dat U selfs nie van ons verwag om uit ons eie hierdie vrugte te dra nie. Here, as ons rondom ons kyk na die mekaar in 'n omgekrapte wêreld, die mekaar land en die mekaar dorp, help ons vanmôre. Om nie maar net te kyk en te sê, wonder wat se sonde het daai ouens gedoen, dat 'n toorn op hulle geval het. Maar Here, hoe kan ek in hierdie situasie van
God sang is, die 4:7 in die boek, soek allereers die koninkryk van God. Kom ons staan op en ons sing dit lekker hartlik saam. Van die seën van die Here. May the Lord bless us and keep us safe. May He make His face shine upon us and be gracious to us. May He lift His countenance upon us and give us peace. Die Here sal die seën en beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou hou en jou genadig wees. Die Here sal sy guns aanbied en vir jou vrede gee. Amen.
Baie lekker dag vir julle almal. En asseblief onthou, daar's lekker koffie, tee en eetgoed in die saal. Moenie net verdwyn nie. Die mense wat saam gekyk het op Facebook, was lekker dat julle op by ons was. Al was dit 'n gesukkel aan die begin. Have a good day, everybody.